Hartlike goeiemiddag en baie welkom weer op episode hier op Skoolkompas. Ek kuier hier so saam met Driekus Viljoen in The Go-To Guys ateljee hier op Stroom Stories. Ek het vandag 3 baie interessante persone het ek bietjie nader getrek. Daarvan ES Lagransie skool wat ons bietjie gaan vertel van hoe die dinge loop en gaan daar by die skool. Saam met my in die ateljee het ons die hoof en dan die 2 adjunkhoofde. Ek gaan laat hulle self voorstel. Ons het juffrou, die hoof. Ja. Ek is Michelle Jerling. Ek is die hoof van ES Lagransie skool en dan het ek natuurlik my linker en my regterhand saamgebring vandag. So hier is die 2. Ek is Etta Barnard en die adjunkhoof. En ons het vir meneer, Driekus, goeiemiddag, ek is Vanus Wiese, ek is die ander adjunkhoof. die ander adjunkhoof. Ja. Die ou. Die enigste doring tussen die rose. Verseker, jy sien mos ek is wit as Wit. gevolg van dit. Laat ons hou hom staan, hè? Ons hou hom staan. Ja. Kom ons val sommer so weg. Ja. Juffrou, vertel ons bietjie, waar het of hoe het ES Lagransie begin? Om soveel wat. Weet jy, Driekus baie jare terug, né? Nog voordat ons drietjies gebore was. In 1963 is ons skool gestig en die skool het begin met 8 kinders wat op die ou Joelplaas het dit aanvanklik die eerste gebouetjie is opgerig daai tyd. En maar Vanus gaan vir jou meer vertel van dit, maar ons skool verjaar die 10de Junie. So ons vier altyd Ja. ons skool se verjaarsdag, ons is baie trots daarop. Ja. So van daar tot nou is dit 'n ongelooflike verskil van waar ons nou is. Maar kom ek gee oor aan Vanus, dan gaan ek vir jou so 'n bietjie geskiedenis vertel. Ja, Driekus, eintlik het die skooltjie begin as oud-minister Louis Lagransie se mamma, Essie Lagransie. Sy het dit goed gedink dat sy gestremdes wil help en sy het by haar huis begin met die skooltjie met 2 of 3 kindertjies. En dit het begin groei en eventually het hulle by 8 gekom en toe het hulle die gebouetjie nou gedoen. En so het die skool ontwikkel dat hy groter en groter word en hulle toe die skool ook gebou by op Vyfhoek. Daar's die gebouetjie staan nog vandag. Hy het so 'n bietjie brandskade al opgetel. Maar dit is waar die skooltjie begin het en ons huidige gebou waar ons is in 1983 voltooi. Van 1983 af bestaan ES Lagransie se geboue soos hulle vandag daar uitsien. Ja, dis waar. Ja. Ja, en so met dit kan ek sê my skoonpa het ES Lagransie skool gebou. Sjoe. Ja. So julle is deel van die family. Ja. En ek kan ook so 'n straaltjie ingooi. My oupa se broer het eintlik Witstrand begin. Ons werk baie nou saam met Witstrand. Ja. So die straat Deppe kom eintlik nou van sy naam af, Werner Deppe. En dit is eintlik by die opening van ES Lagransie skool het ons ook waar hy by en teenwoordig is waar die skooltjie begin het. Ag, dis Ja, super, nee. super. So Groot lê alle paaie. Ja, super net. Ja. Grootte van ons skool, ons het baie gegroei. Yes. Ek is nou so 31 jaar by die skool al. 31 jaar. Ja. Wow. En ons het daar begin met 'n getal van so 180 kinders, 200 kinders. Ons is nou so op 420 kinders, waarvan 200 van hulle in die koshuis woonagtig is. So ons is eintlik 'n verskriklike groot spesiale skool. Mense dink is 'n klein skooltjie as jy 'n fisiese getal leerders hoor, maar om jou idee te gee, ons personeelkorps is 135. Personeel wat daar werk, waarvan onderwyspersoneel is 41 en ons het 3 terapeute, ons het 'n sielkundige daar. Ja. Sielkundige daar, ons het 2 mediese susters daar. En dan die res is ondersteuningspersoneel wat in die koshuis werk, wat nagdiens doen, wat op die terrein werk. Wat kos maak vir hierdie kinders daagliks, wat die wassery, klerewasery is daar. So ons het eintlik 'n verskriklike groot skool as jy dit so vat. Ons kan nou in baie detail verduidelik vir die mense wat wil weet hoe weet ons hoeveel personeel moet ons kry. Maar daar word 'n gewigsfaktor gekoppel aan elke kind. En hoe dit werk is die kind se hoofgestremdheid, kom ons sê is autis, is daar 'n gewigsfaktor wat vir autis geld. Wat sê 'n 5 gewigsfaktore. So al die autiste word bymekaar getel en maal met 5 die fisiese getal kinders. Kom ons sê daar's 20 autiste in ons skool, maal met 5 gee vir ons eintlik 100 gewigtig getal leerders. So dit word alles bymekaar getel en dan eindig ons op omtrent met 'n getal van 1400
gewiggetal, in Engels praat ons, kies die Engels kom makliker, Weighted learners, so Ja, is 1400 leerlinge, dan deel hulle om deur dieselfde postevoorsiening as vir 'n laerskool, wat 1 tot 35 omtrent is, en dis hoekom ons dan 41 poste het. So ons het baie kleiner klassies, maar as gevolg van die feit dat ons baie meer individueel met elke kind moet werk. Jy kan nie net 40 ES Lagransie kinders in 'n klas. Dit gaan nie uitwerk nie. Ja. Hoe lank is juffrou Nol daar? Ek het nou so vinnig gou uitgewerk. Ek dink ek is nou 17 jaar daar. 17 jaar? Ja. Ek is 20 jaar. Ja. Ek Hoe lank is juffrou? 20. So hier is 'n paar jaar ervaring. Ja. Vertel ons 'n bietjie, hoe was juffrou se eerste 3 maande? My eerste 3 maande het ek letterlik elke aand, as ek by die huis gekom, nooit by die skool nie. As ek by die huis gekom het ek elke aand gehuil. Dit was vir my 'n verskriklike groot aanpassing. En ek dink my inbreuk het gekom by 'n Down syndroom seun wat ook autisties was. En wat gebeur het is, ons by ES eet ons altyd lekker. Ons moet altyd celebrate met iets. Ons lyk so van gym. Ja. Ons lag en eet. En die spesifieke dag, ek het nou al lank met die mamma ook 'n pad gestap, en ek het ook later jare het die kind ook byvoorbeeld na my huis toe gegaan met die mamma se toestemming. Maar die spesifieke kind, ek moes gaan eetgoedjies koop. Net by die skool, weet jy hoe werk alles nie. Vorige dag was bietjie deurmekaar. Okay, nou gaan ek gou saam met hierdie kind na die ek dink dit was die Goue Oond of ietsie wat daar om die hoek is, daar by die Sasol Garage. En ek neem toe die seun saam met toestemming van die hoof en die mamma en alles. En nodeloos om te sê, dit was nie sy eerste keer wat hy daar was nie. Nou, ons is in by die Goue Oond, en toe ons klaar is, toe wys hy vir my, maar ons moet Steers toe gaan. So ons is toe nou op pad Steers toe, en daardie tyd was daar 'n springkasteel. Nou, die seun kon glad nie praat nie. Hy het net geluide gemaak, hy het nou later jare, het hy nou enkel woordjies en so begin sê, maar hy het gaan sit, hy het sy skoene gaan uittrek en hy het gaan klim op hierdie springkasteel. En ek het besef, my tyd hardloop uit, want hy wou glad nie vir my luister nie. Ek is toe later, hy is baie lief vir Coke, ek is toe later in by Steers, ek sê, julle, asseblief help my. Die ou kyk my met sulke groot oë aan, en eventueel het ons toe nou die springkasteel afgesit, en hy het letterlik op daai springkasteel gaan sit, en hy het eintlik nodeloos om te sê gehuil. En nou ons het hom toe nou op 'n swaai gekry, ons het weer sy skoene aan met die belofte van daar is nou vir hom 'n Coke. En so het hierdie man van Steers saam met my geloop, ons het in die kar geklim, en ja, ek dink dit is waar ek oor hierdie hele proses gekom het van dit is vir mens erg om daar te wees, maar dit is eintlik 'n baie groot voorreg om by ES skool te hou. En juffrou, se eerste paar maande of daggies daar? Nee, myne was fantasties, hè. Ek dink die skool het iets vir die heel moeilikste klas uitgesoek. So ek het 'n paar moeilike manne en dames gehad waarmee ek gewerk het, maar dit ook gehad uitgeniet. Net so sê ek baie straakies om te vertel, maar nou moet ek ook sê, ek wil dankie sê vir Potse gemeenskap, want dit is eintlik ongelooflik as ons met ons kinders dorp toe gaan. Die Modevier Mall was net gebou gewees, en ek het met een van die dogters het ek deur die mall altyd gevat, want sy kon aanvanklik sy glad nie in 'n gebou ingaan nie, en dan as sy byvoorbeeld by 'n supermark of so ingegaan het, het sy baie lelik gevloek as die ouens nie vinnig genoeg was nie. So ek moes haar 'n basiese vaardigheid leer, hoe om in die gemeenskap oor die weg te kom. Baie keer wat ons doen is, in daai stadium het ek sal vir 'n ouer vra en sê vir my, wat is jou eerste doelwit? Nee, weet nie wat sê 'n kurrikulum en wat sê die papier nie. Wat wil jy hê, moet ek vir jou kind doen, om die lewe vir jou maklik te maak? En op daai stadium het die mamma vir my gesê, as ek net kan mall toe gaan met my kind. En so het ek haar gevat, en dan het ek haar net eers, sê nou maar die eerste gedeelte van die mall gevat, dan draai ek om en loop ek uit. Tweede gedeelte van die mall, draai om. En ek weet, ons het vastgehaak, daar waar die rivier onder
onder die Moldeur gaan, daar het ons nie oorgestap nie, né? So dit het baie lank gevat voordat ons daar opgestap het. En die volgende uitdaging was die roltrap aan die ander kant, daaroor kant Eckers gewees wat 'n uitdaging was. Maar daardie sekuriteitsmanne my baie mooi gehelp, want ek weet net so eendag so in die mall so verskriklik geskree, maar dit geweier om enigstens verder te gaan. So daar, ek dink die gemeenskap, en dis soos nou die ouens wat sy nou van praat, die gemeenskap is oop vir ons kinders, né? En as jy hulp vra, is hulle daar om ons te help en ons hande te vat. Want ons moet ons kinders hierdie vaardigheid leer, want op die ou end is dit ons missie, né? Ons wil hê die kind moet selfstandig daar buite kan funksioneer. En aanvaarbaar kan En aanvaarbaar wees. Of dit nou is om 'n ouer se lewe makliker te maak, of om vir die kind die geleentheid te gee om ook deel van 'n gemeenskap te wees, want dit is op die ou end wat ons graag wil bereik, né? Ons wil die kinders in families sit waar families nie moet hulle wegsteek soos wat in die verlede gebeur het nie. Ons wil hê dit moet 'n kind wees of 'n volwasse persoon wees wat saam met 'n familie kan funksioneer en in die gemeenskap kan funksioneer. So, Ja. en daarby meneer, 31 jaar terug, Toe was Jy nog kan onthou? heel wat jonger as ek nou was. Ja, nee, ek het as jong man daar begin. Ek is eintlik 'n oud Potchefstroom van 1980 af in Potch en maar nooit geweet van die bestaan van jeuglegaransie nie. Ek is 'n oud gimmie en ek het teruggekom in die onderwys nadat ek 'n ruk uit die onderwys uit was. Ek is eintlik 'n hoërskoolonderwyser gekwalifiseer. Glad nie soos die twee dames langs my in die Foundation Face Laerskool. Ja. Ek is 'n hoërskool onnie. Ekskuus. En toe ek nou terugkom in die onderwys toe kry ek dank Vader die pos daarso as 'n aflospossie. So het aangegaan na 'n jaar toe word ek permanent daar by die skool. In die begin was dit vir my verskriklik moeilik om aan te pas, maar ek dink genade van bo en weet dis wat jy moes gedoen het. Jy moes nie 'n hoërskoolonderwyser gewees het nie. Dit is baie oulik om daar buite te wees en jy het rugbyspanne en cricketspanne en tennisspanne en jy gaan mal en dis prestasie op prestasie en dan kom jy terug en jy kom by hierdie kinders en hulle is altyd vriendelik. Hulle is altyd gelukkig. Hulle is nooit Jy kry die moeilikes, kry maar hulle kan hartseer ook wees, hulle kan ook, maar oor die algemeen as jy daar instap, dit is absoluut hierdie gelukkige atmosfeer. Daar's nie soos in 'n hoofstroomskool hierdie ongelooflike kompetisie en ouers wat verskriklike hoë verwagting vir hulle kinders koester. By ons weet die ouer, ons gaan die beste vir sy kind doen. Maar in elk geval wat ek eintlik by wil uitkom is my eerste atletiekbyeenkoms by die skool, ek het daar begin die 24ste Januarie en ek dink dit was 2 weke daarna, toe sit ons huissport en toe word ek blootgestel aan hierdie werklikheid van hoe lyk so 'n spesiale skool se sportdag. En ek onthou ek kon alles tolereer, alles het vir my mooi uitgelyk en reg gewerk, behalwe toe hulle die 10 meter kruip moes doen en die kindertjies word van hulle rolstoel afgehaal, hulle moet letterlik 10 meter kruip en daai effort wat hy insit elke kruip en as hy oor hy wenstreep gekruip kom, hy is so oorstelp van vreugde en daar het dit was my baie erg. Ek het 'n paar jaar daarna altyd maar moes omdraai en dan loop ek en gehuil ek daar een kant eers klaar en dan kom ek weer terug. Maar dit gaan met die jare beter, dat ou dit weet is nou, en dis vir die kind lekker. Alles wat ons doen is vir die kind die belangrikste vir ons. Ons probeer vir die kinders dit die lekkerste maak ooit. As ek ook kan uitbrei rondom dit, ons het een van ons kinders is ongelukkig oorlede so 2 jaar terug in ons koshuis in die nag en ons 3 was by die begrafnis gewees van die kind in Ventersdorp en toe ons by die huisie kom en die huisie is letterlik 'n een vertrek huisie waarin die hele familietjie moet bly en die pa na my toe kom en hy sê hy wil net vir my dankie sê dat sy kind so rukkie in die hemel kon gewees het by jeuglegaransie. Wow. Dit was vir my verskriklik, dit het my so aan die hart gegryp. Ja, en wat vir hom opvallend was, is dat die pappa gesê het, as hy uit naweek by die huis was, het hy vertel die lekker aardappels wat bedien word by die skool. En dit is soos wat Fane sê, daar is van hulle wat letterlik in die hemel is vir die tydjie wat hulle by ons is, veral die kinders wat in die koshuis is. Ons het nou so 'n bietjie van die lig af gepraat oor die lewensverwagting. Soos dit is, okay, enigiemand weet nou nie wanneer is jou lyn getrek nie, maar
julle, hoe kan jy sê, weet of werk daarmee, dit kan enige oomblik gebeur. Ja. Hoe vat julle dit as persoon ook so moeilik of hoe? Ek dink daar's niks moeiliker as een van die leerders van 'n skool of selfs van ons oud leerders oorlede is nie. Dit raak ons hart. Ja. Dis soos enigiets anders. Dit is net baie erg as dit nog 'n jong seun is of 'n kind is. Ons jongste enetjie was 11 jaar oud. In die koshuis oorlede. Dit vat jou hart, nê, dat dit vir jou voel, jy weet eintlik nie hoe moet jy dit hanteer nie. Jy ondersteun die familie, soos Fane sê, jy gaan na hulle toe. Jy praat met hulle, jy werk met hulle en dan moet jy ook natuurlik binne in die koshuis, omdat ons 'n groot koshuis het, as 'n kind in 'n koshuis oorlede is, dan is daar sekere rituele wat gedoen moet word of sekere gelowe van kinders wat dan sê, maar weet jy wat? Hulle gaan nie weer terug na daai koshuis toe voordat daar nie 'n sekere ritueel gebeur het nie, né? En om daai goed deur te gaan. Ons het een aand met 'n koshuis vol kinders gesit waar die kinders geweier het om terug te gaan na die gang toe. En waar ons kinders moes indeel en in TV-kamers moes laat slaap het om net seker te maak dat as die volgende dag weer daai rituele gaan om die familie daar te kry en om oordentlik afskeid van daai kind te vat voordat die kinders teruggekom het in die koshuis in. Maar ek moet vir jou sê, as hulle oorlede is, maak nie saak of dit 'n oud leier is nie. Joh, dit vat jou hart. So. Nee, dit vat jou hart, hoor. Rikus, ek wil sê, omdat ons, nou nog wat ek gesê het, ons is nou maar 420 leerders, dit klink soos 'n klein skooltjie en dit bring teweeg dat jy baie meer nou met die kinders werk. So jy's regtig, dit voel soos jou eie kind. Ja. Dit is wat, dis hoe naby die kinders aan jou se hart kom daar. Dat dit voel soos jou eie kind. En as dit met 'n kind gebeur en jy het nog nou met hom gepraat by die eetsaal, ons het nog saam gesels en alles en dan 12 uur die nag word jy geroep deur die nagdiens wat aan diens is en hulle het alles probeer. Suster was daar, alles was in plek. Maar ongelukkig het die kind dit nou nie kon sy nie die kind deur kry nie. Dan is dit vir jou baie hartverskeurende om fisies self te help met die persoon wat die lijk moet kon verwyder, dat jy hom help om hierdie kind af te dra op 'n draagbaar, dit vat aan 'n mens se hart en dit bly lank by jou en jy moet sterk wees môreoggend weer by die skool en jy moet daar weer jou jy moet jou ou self vir die kinders wees, want anders as hulle sien meneer juffrou is nou heeltemal hier dan dit bring absoluut die atmosfeer ook dan weer terug na almal is in hierdie gedempte atmosfeer. So dis hard, maar dit bly regtig, ek verruil dit vir niks in die wêreld. Om aan te sluit, nê. 'n ander ding wat mense dalk miskien ook nie weet nie, is dat ons koshuiskinders bly omtrent vir 3-4 weke by die skool. Dit afhangende van hoe dit is. Dan is daar 'n verpligte uitnaweek. Hopelik gewoonlik vra ons of kyk ons dat dit op 'n einde van die maand val, dat die ouers ten minste 'n geldjie het om die kind dan nou huis toe te kan vat. So daai kinders is letterlik vir 3 of 4 weke is hulle fisies by die skool. Ons sorg vir hulle vir alles. Ja. Ons het behalwe vir kinders wat ons omdat soos vaders gesê ons klein is, nê? Kinders kom terug na ons skool toe. Hulle kom sê altyd hallo. Jy weet as ons weer pensioenvormpies beteken of so die kinders kom terug, nê? En selfs nou die skoolverlaters maak nou klaar kinders net so vir interessantheid. Kinders kom by ons in van die ouderdom 6 jaar is. Hulle bly tot en met 18 jaar. 18? Ja, so dit is hoe lank ons met daai kind werk. So ek wil daai kind is regtig soos jou eie kind. Soos ons is nou besig met die skoolverlaters en dan sal van die kinders kom vra, juffrou kan ek in die kombuis kom werk? Of juffrou kan ek dit? Weer is 'n bekommernis in hulle harte van waartoe moet hulle nou gaan. Daar is van die leerders wat ons kan aanstel en wat in ons kombuis werk en so aan. So maar daar's nie 'n pos vir almal van hulle nie. Maar ja, kinders hou daarvan om terug te kom skool toe en ek dink dis die feit dat in die koshuis ons is regtig 'n familie by ons skool. Nie net die personeel en die onderwysers nie, maar ons is regtig 'n familie. Ja. En dan kom ons praat bietjie oor die kurrikulum. Hoe verskil die kurrikulum van die hoofstroom teenoor Eerste Grasie? Voordat sy ietsie gaan sê, gaan ek hier inval, nê? So Michelle was 'n deel van die span gewees wat die kurrikulum geskryf het vir spesiale skole, nasionale kurrikulum.
vir spesiale skole. So Well done. nou kan sy dankie. verder Well gaan. done. Dankie, Ja. dankie. En maar nog iets. Dis sy. Sy het natuurlik die NTI's verlede jaar deelgeneem en tweede nasionaal ook gekom, né? Nasionaal. Fantasties. Yes, van die hoofde, ja. Ja. Well done. Baie sy. dankie Driekus. Well Ja. done. Ja. Man, weet jy wat? Ons het altyd die skool het eintlik gefunksioneer. Hulle het 'n kurrikulum gehad, maar dit was meer op 'n sentrumbasis gewees wat ons gefunksioneer het. So in 2013 het nasionaal het begin en dit het eintlik begin met 'n hofsaak waar 'n ouer saak gemaak het teen die departement van onderwys omdat daar nie 'n spesifieke kurrikulum was vir gestremde leerders nie. En hulle het ook 'n reg tot onderwys. En dis waar die hele proses begin het. So in 2013 is ons 'n span bymekaar gekom en ons was op die oomblik was ons 111 mense wat saamgeskryf het oor die hele land. So. En ons is uit Noordwes uit, was ons 2 persone wat geskryf het aan die kurrikulum van 'n SID-leier. Dis 'n leerder wat sê severely intellectual disabled. So wat ons gedoen het, ons het die normale CAPS dokument gevat en ons het hom gaan makliker maak vir ons leerders. So as die rede daarvoor is ook, ons kinders sit in families waar daar normale kinders ook is, né? Waar Boetie en Sissie normale graad R of 'n graad 1 of 'n graad 2 doen en die werk moet dieselfde wees. So nou kan 'n kind huis toe gaan en ook vir 'n Boetie of 'n Sissie sê, maar ek werk ook. Ja, ek doen dit ook. En so ons het dit gaan makliker maak. So waar daar byvoorbeeld, ek kan vir jou voorbeeld gee, 'n lewensvaardigheid as jy na 'n hoofstroomskool toe gaan, kry jy byvoorbeeld meer moontlike temas vir 12 weke, een vir elke week van die kwartaal. By ons het ons byvoorbeeld dan 4 temas wat ons oor die termyn van die 12 weke doen. So dis hoe ons dit gaan makliker maak. Ons het dit met wiskunde gedoen, ons het lewensvaardigheid gedoen, ons het met taal gedoen en dan het ons natuurlik by ons spesiale skool ook as 'n kind 14 jaar oud is, dan kry hy 'n elective by. Dis keusevakke. Wow. En dis dan waar ons kinders begin, waar hulle swys, houtwerk doen, naaldwerk doen, kookkuns doen. So ons het daardie vakke wat ons in het waar kinders dan kan hulle self opbou en kan verbeter en moontlik dalk 'n werkie daar buite kan kry. So dit is die som totaal van ons kurrikulum. So ons kurrikulum gaan oor die jare, is 14 jare, waaroor 'n kind kan op die ou en dit voltooi in 14 jaar se tydperk. So ja, en ons werk dan ook nie soos byvoorbeeld graad 1 nie, hy word nie soos in gepromoot na volgende graad toe nie. Ons kinders doen byvoorbeeld in graad R doen hy jaar 1, 2 en 3 en of hy dit nou deurkom of nie deurkom met maak nie saak nie, dan vorder hy na volgende graad toe. Op die ou end gaan dit om die kind te kry van hier tot daar dat hy dwars deur die hele kurrikulum is en dat hy blootgestel kan word aan dit wat die verwagting is vir die kind in die hoërstroom ook. Ons lewensvaardigheid het ons byvoorbeeld gevat toe ons dit geskryf het. Ek was die skrywer van lewensvaardigheid. Het ek die graad 12 kurrikulum gevra vir graad 11 en so het ek deurgegaan. Ek het gekyk wat is sosiale verantwoordelikhede of vaardighede moet 'n kind hê aan die einde van graad 12. En so het ek begin om die temas uit te kies. En so het ons die temas neergesit. So dit wat jy in die CAPS dokument gaan kry van graad R tot en met graad 12 in die hoofstroom, gaan jy by ons ook kry. Ja. Ja, so as ons kinders 16 jaar oud is, doen hulle ook dit wat ons noem maar age appropriate is, met dit wat die verwagting is. So as hy moet leer van hoe 'n bankkaart te werk of hoe om aansoek te doen vir sy ID ID. en al daai goeders, dis alles binne in ons kurrikulum ingewerk. Ons doen dit net baie meer prakties. Ons hele kurrikulum is 80% prakties en 20% akademies. Nee? So dis hoe ons dit doen. So ons doen baie goed prakties. Ons juffrouens is ook op die voete en die manne. Dit is hoe ons dit doen. Dis ons lekker. Ons doen dit in lekker omstandighede. Ons lag, ons gesels en dis hoe ons leer. Nee? Ja. Om hierby aan te sluit, die mooiheid van ons kurrikulum is dat dit maak dit rus die kind toe vir naskool dat hy kompeterend kan wees in 'n praktiese rigting. Wow. Want hy kan nie akademies kompeterend regtig wees nie, maar hy kan wel prakties. Om 'n voorbeeld te gee, groot suksesverhale, ons het seker omtrent dinge so nou omtrent 8 oud leerlinge wat by ons skool werk op verskeie
plekke in die skool wat deur die departement aangestel is. So hulle sit net soos ek en jy met 'n perssalnommer, Alles. mediese voordele, behuisingsvoordele, Ja. wat hy kind nooit sou gehad het as ons nie vir hom Ja. die opleiding kon gee en hy het nou die geleentheid gekry by ons Ja. skool waar ons dit vir hom geskep het en sê, maar hoekom nie? Kom ons gebruik van ons oud leerlinge wat daartoe in staat is. Een van ons regtig goeie suksesverhale is ons hoofkok in die kombuis. Ek meen ons doen 800 etes per dag. Ja. 800 Ja. etes per dag. En hy kook dit. Jy kan dit nie glo nie. Daai hele kombuis Smaaklike werk etes, ja. saam met hom asof Ja. hy as hy sê dit gaan so werk, dan spring almal in. Maak nie saak wat die ander tannies daar sê nie. Ja. Hy vat die leiding en hy's 'n oud leerling van ons skool. Ja. En hy doen 'n briljante werk al vir 'n klomp jare. Ons is baie trots. Baie op hom. trots op hom. Hoor jy Hy nou? kan Ja. byvoorbeeld nie Ja. lees nie, Ja. maar hy Hy kan 'n aardappel maak. Hy kan alles doen. Hy weet hoe. Hy kan alles doen Hy reg. weet. Hoor jy maar, hoe laat moet hy begin om 800 etes voor te Nee, doen? nee, maar dit is nou vir die hele dag se, né? Dis nou Ja. ontbyt, Ja. middagete 6 en tot 6. aandete. Ja, 6 Maar die tot skofte is 6 tot 6, ja. Ja. 12 uur Ja. skofte, Ja, dit wil Ja. gedoen Ja. word. Wel dan. Ja. Okay, maar kom ons gaan 'n bietjie terug. Ek kan dan vir jou vra. As daar 'n ouer kom en sê, "Help my." Wat nou? Ja, dis nogals vir ons 'n baie groot uitdaging, want jy rus die kind toe na die beste van jou vermoë. Ek kan byvoorbeeld saam met dit ook sê, die hele skool kan jy ook half in 2 verdeel. Daar's kinders wat regtig baie swak funksioneer en dan is daar kinders wat bietjie beter. Hulle kan sekere dinge. Dis nou waar die keusevakke inkom. Ja. Maar die kinders wat regtig baie swak doen, hulle sal byvoorbeeld 'n kraletjie ryg. Ons het byvoorbeeld 'n projek begin waar ons lanyards begin maak het. Nou julle weet mos die Ja, lanyards. ja. So ons het begin met die pik. Ek dink dit was 30 lanyards. Ja, En eerstes. toe het ons op 'n stadium 3000 lanyards Ja. moes maak vir Goeie 'n genade. plek Ja. in ek dink ons moes dit PE toe stuur. Ja. Ja. En selfs vir hulle is daar 'n geleentheid Ja. om 'n fisiese aktiwiteit te doen, om dit ook te kan doen die dag as hy 18 bereik en hy moet die skool verlaat. Maar vir ons die ergste is wanneer daar 'n ouer voor jou sit en hy vra vir jou, wat van hier af? Want daar is nie vir ons kinders, ek's hoendervleis. Ja, dit is Want daar is nie vir ons kinders 'n toekoms daar buite nie. Daar's nie vir ons kinders 'n plek. Geleenthede. Ja, daar's nie vir ons kinders geleenthede buite, 'n plek waar hulle ook veilig kan wees nie. Daar sit ons met Amelia langs ons. As die ouers nie vroegtydig aansoek doen nie, kry hulle nie plek nie. En baie van ons ouers is ook afhanklik van ons kinders se SASSA. So en dit maak dit baie moeilik. So hulle wil nie die kinders daar plaas nie, want dan moet hulle SASSA afgee. So dit is vir ons nogal 'n uitdaging, want jy het ook nie vir daai ouer antwoorde nie. Ja, dis hartseer. So as die gemeenskap ons kan help Ja. en hande vat. Ek weet in die stad is dit baie keer makliker. Daar's maatskappye wat kom en sê hierso skroefies, sit dit vir ons in sakkies of so iets. Maar op die platteland is dit nogals moeilik om maatskappye te kry wat vir ons kan sê hier is 'n geleentheid vir een van julle kinders, kan ons van hulle gebruik of. Ek maar as jy nou so vinnig kan aandink. Jy praat oor van skroefies. Wat het julle nou nodig? Dalk is daar iemand daar buite wat iets sal skenk. So. Ja, dis vinnig, maar dalk maybe is daar enigiets wat julle dringend nodig het. Wel baie eenvoudige verpakking goed. Soos wat sy reg sê. Ek meen as daar ouens hier buite is wat jy weet hulle koop grootmaat aan en dit moet in kleiner verpakkings kom. Yes. Ja. Bring dit vir ons na die skool toe. Ons sal dit onder toesig met ons onderwysers en ons kinders doen Ja. en hy kan dit oor 'n paar dae kom optel weer en is klaar vir hom verpak. Ja. Sulke tipe goedjies. Ja. Enige Yes. tyd. Enige Ons tyd. kinders is baie goed met roetinewerk. En sorteer. Ja, en sortering. sortering. Ja. 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 Jy weet. So as daar iemand is wat dalk Ja, daai ja, nodig het, ja. dan enige tyd. Ja. so die een hand was die ander hand en Ja. dit Ja. is ons. Ja. 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 Dit is die mense moet net kom, ons deur is oop. Ja. Ja. So ek dink die belangrikste ding is Ja. om in te kom in die skool in en ons te kom sien en ons vat jou deur die skool en jy kyk wat is daar en ons wys vir jou wat kan ons kinders doen, né? En wat het julle dalk nodig? Ja, Wat is en weet jy wat, ons is mal oor besoekers. Ja. Hulle moet net kom. Ek wil Ja. mense is bang om te kom.
Ja. Ek is bang. Want hulle weet nie wat om te verwag Ja, nie. ja. Hulle het nou hierdie idee in hulle Ja. kop van dit nee, hier moet ek nie gaan nie. Dit is nie ek weet nie van die bestaan van so 'n skool eers nie. Maar ons nooi regtig enige iemand uit. Kom kyk wat daar aangaan. Ons is soos enige ander skool. Ons funksioneer presies soos enige ander skool. Ons het dieselfde roetines, ons het dieselfde, ons het sport, ons het kultuur, ons het die akademie, ons het fondsinsamelingsprojekte, ons het ons golfdag komende Vrydag, op die buiteklap. En hy's vol, want die mense het gesien, maar jemmel, Eerslegrandse, julle motor, ons doen wat ons doen ons altyd goed. Of nie is goed nie, In ek wil sê oorgawe. In oorgawe, ons pak nie 'n ding aan as ons hom nie uitstekend kan doen. Want ons mik vir uitnemendheid. Dit is ons doelwit wat ons het. Uitnemendheid in elke ding wat ons doen. Of ons met die kinders werk of ons met ons terrein werk, nou of ons fondsinsameling doen, uitnemendheid is ons wagwoord. Maar die golf is vol. Hy's vol. Ja, Ons hy's wil vol. Well done, mooi potjie. Well done. Top stuff. Ja. En om aan te sluit by wat Fanie sê, ons ontwikkel regtig die kinders holisties. So, hy het nou genoem van die kultuur. Ons het nou eintlik beplan om hierdie jaar 'n revue te hou. Maar dit het nou nie as gevolg van ander omstandighede en toe het ons 'n kultuurweek gehou by die skool en dit was ongelooflik. Die talent wat die kinders tentoongestel het en wat die onderwysers regtig ekstra tyd ingesit het om die kinders af te rig. Die kore wat sing, ons dromme. Dromme. Baie goeie drum. Ons Yes. baie goed. Ja. Handrom. Yes. Ons dromme het op die Estate 100%. Ja. 100%. Well done, man. Awesome stuff. Ja. Awesome. En dan Nou seuns en dogters, Ja, Dis ja. nie net seuns wat dromme speel. Ja, is nou 'n gemengde En groep. julle neem deel aan die Estate. Ja. Yes. Jy dan die Estate? Ja. Ja, ons neem deel aan die kuns en Die aan die Saskie dans is- en ons het aan die Saskie kore deelgeneem. Ja. What? Ja. Wat ons sport aan betref, Yes. het ons, maar dit kom ook oor 'n tradisie van jare, waar ons is so 14, tussen 12 en 14 skole elke jaar wat 'n somerspele en 'n winterspele saam het. Lekker Olympics. Maar hulle Ja, dis raar, dis raar. dis nie net ons provinsie nie, dit is Vrystaat, kom daar mense van Gauteng, kom daar mense, Sure. en dan ons, Ja. kom ons skole bymekaar, ons is tans die gasheer skool vir, ons het besluit, ons doen dit elke jaar, sal ons die gasheer wees, dis die mees sentrale deel vir almal om te kom, so elke skool kry sy geleentheid om dit aan te bied, maar ons bly die gasheer skool, so dan doen ons, as ons somersport doen, het ons swem in atletiek, wat ons oor 2 dae dan doen, al die skole teen mekaar, en die kinders geniet dit verskriklik, want die kompetisie is regtig straf, want en hy het kompeteer teen sy eie portuïergroep. Van die ander skole is presies dieselfde tipe skole as wat ons hardloop. So is dieselfde kind teen wie hy deelneem. En dan ons winterspele het ons sagtebal in landloop, netbal en sokker, junior en seniors. So dan doen ons dit weer oor 3 dae. Wat die ander skole hiernatoe kom, hulle slaap oor met hulle kinders en ons kompeteer elke dag voldag teen mekaar. En dit is 'n verskriklike goeie geleentheid, want ons bied hierdie geleentheid vir ons kinders sodat hulle na iets toe kan werk, want ons kinders het al regtig baie goed gevaar in die swem en in atletiek en sokker, waar ook al op provinsiale spanne gekom. Ja, een van ons een van ons swemmers was 2 jaar terug. Ek dink is 3 jaar terug. Paralympics silwer. Ja, Paralympies. Paralympies. Ja, silwer. Dis dit wil gedoen Ja. word. Hoorie maar as julle ekskuus waar is die naaste ander skool? Soos jy Eerslegrand sê. Ikalafeng in Ikageng. O, Is 'n okay. presiese skool net soos ons. Ja, ongeveer dieselfde grootte ook. Ja. Ek kan vir jou sê in Noordwes Ja. is daar 32 sulke skole. 32. Dit is baie eintlik of is dit nie baie nie? Dit is baie Dis min. baie. Baie min. Baie min Ons eintlik. baie, maar teen Ja. Gauteng. Ja, hulle dis het min. ver oor die 400, 500 Ja. skole. As jy dink uit 'n groepering van oor die 2000 skole in Noordwes alleen, al die skole Ja. saam, Ja. ons maar 32. 32. So is maar 'n klein groepie eintlik, die spesiale skole. Ons is eintlik 3 van ons is baie naby hierso waar ons is. Ja. Dis ons in Ikalafeng
en dan het ons natuurlik vir Janie Schneider wat 'n O, klerk Klerksdorp, ja. So ons drietjies is baie naby aan mekaar en dan gaan hulle verder weg. Maar werk julle saam ook? Ons werk saam, ja. Ja. Ons ken mekaar ook. Ja. O, ja. Ja, so ons ontmoet mekaar op sporte en also aan so ja, nee. Ons werk eintlik baie goed. Ja, en 'n interessante ding wat ons ook nog nie genoem het nie, is byvoorbeeld ons bied ook boccia aan. Nou boccia werk op dieselfde prinsip omtrent as rolbal. Die deelnemers sit net in hulle rolstoel. En dan het ons ook in die verlede kinders gehad wat nie met hulle hande wat cerebral palsy het in albei arms wat hulle nie kan die bal beheer nie. Dan sit daar gewoonlik dan nou 'n helper wat met sy rug na die jack toe sit en dan moet hierdie speler nou sê links of regs of met sy kop. Ons het ook 2 keer wat spelers met helmets op met stokkies moes die bal dan nou Daar's 'n geet wat dan ja, voor hom dis 'n geplaas geet word wat en hy so skuif die voor- geet tot waar hy ja. sê Ja. en dan moet hy die Yes. dan stoot hy met sy Ja. stokkie die balletjie af. Ons het Suid-Afrika vir die eerste keer verlede jaar deelgeneem aan Ja. die Boccia. met boccia by die Olimpiese ja. spele, né? So hou nie dop, ons kinders is op pad. Wow, Want ja. ons doen al baie lank met boccia. Maar is dit 'n moeilike sport? Oor die algemeen. En dit is moeilik. Dit is moeilik, baie is baie- moeilik. Ons is professionele dit ook al gedoen. Ja, ons het Ja, dit ook al dit is nie gedoen. maklik. Ja, Nee, verspanbou dis- doen ons dit ja. baie keer. Ja. Skiet hom die Ja, regeer. dis nie so baie ja. So ja. Ja. Hoor maar- Ek dink ons is net meer ons wil net meer tegnies wees waar hulle dit net Nee, geniet. Ja. Ja. Maar het julle al gekom en op by 'n ouer gesê okay, ons kan julle nie help nie. Of probeer jy die ultimate best om hom te aanvaar of hoe? Kyk, ons probeer altyd ons bes om die skool vol te kry. Ek Okay. kan dit hierso ook sê, ons het 'n waglys van oor die 600 kinders. Goeie genade. Ja, so ons het baie kinders wat op die waglys is. Ek dink as ons 'n dubbelskool kan wees soos wat ons as wat ons tans is, kan ons baie meer kinders invat, maar ek bedoel dit is die fasiliteite wat ons het. Ek het vroeër probeer om te kyk of ons daai ou 5-hoek skool kon terugkry voor hy afgebrand het. So dit is nog in die pipeline, ons weet nie, ons wil maar kyk of ons nou ekstra klasse nog kan bysit om nog meer kinders te akkommodeer, né? Daar's ons niks so sleg om vir ouers te sê kan jy nie nou help nie. Daar sit nog baie kinders in die hoofstroom wat al klaar op ons lys is wat met oorplasings kry na ons skool toe, maar ons kan nie nou vir jou help nie. Jy weet so en ons wil graag doen wat die beste vir die kind is. En die beste van die kind is nie noodwendig om by die huis te sit nie. Die beste vir 'n kind is om in 'n skool te wees. So ja, ons stoei daarmee. Maar ons doen die beste wat ons kan elke dag en ons probeer regtig die ouers help. Ons terapeute help dan ook ouers wat by die huis is met tuisprogramme vir kinders, jy weet wat ouers alreeds by die huis kan help. So dit is ons span terapeute wat ons het is fantasties, ons onderwysers is fantasties. Daar's altyd hulp. So as daar ouer daar buite is en het hulp nodig, moet nooit bang wees om te kom vra nie. Al kry jou kind nie plek binne in die skool nie, ons is daar om te help. Ja, ons help graag met allerlei dinge, wat ook al. As daar dalk 'n kind daar buite is wat nie 'n rolstoel het nie, wat baie lekker is van ons skool, is ons het 'n rolstoelprojek by ons waar ons rolstoele regmaak. Regmaak. Ja. Yes, like it. Well done. So ons doen dit verniet en daar het ons ook hande gevat met Amelia. So daar's 3 van hulle, ons oud leerlinge wat by ons nou werk in die sentrum. En dan as daar rolstoele daar buite is van die gemeenskap, jy bring jou stoel in, ons maak hom vir jou reg en dan vat ons hom weer vir jou terug. Ons het laas jaar het ons 13 rolstoele geskenk vir Ventersdorp area wat ons skool reggemaak het en net gesaai het. En gesê het, luister, daar's soveel kinders daar buite of mense wat nie rolstoele het nie, kom ons skenk dit. En soos dit mens dit neem dit altyd vir Ja. sommer net okay. Wow. Ja. 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 Nee, dit is awesome. Ja. En dan kom ons gaan 'n bietjie soos wat meer nou gesê het van daar's nie gewigstoot nie, maar dit is Ons het gewigstoot ook vir ons die wat ons nou van sê die frisbee gooi en die sagbal gooi. Ja. Dit is nou vir die fisies gestremde leerders. So die wat nou in rolstoel is of die wat hemipleeg is of so aan, wat nie kan in die kom ons sê saam met die gewone atlete kan hardloop wat nou geen ander fisies gestremdheid het nie. So ons het vir hulle aparte items gewoonlik by die atletiek, is staan verspring. So hy staan letterlik op die plank en hy kyk wie kan die verspring, dan is dit sagte bal gooi. So 'n stukkie. Maar ons weet Ons meet hom En ja. die frisbee gooi en dan het ons ook rolstoelresies. Ons het 'n loop met hulp
loop sonder hulp met net sy roopram alleen, tot elektriese rolstoelresies, hang af hoe sterk sy battery Ja, is. gat hy. Daarvan Sit weet hom ons. met een aan die Ja. En so ons het verskeie ons maak voorsiening vir elke kind. Vir Ons elke glo in kind, massa ja. deelname. Ja. Ons Almal elke neem kind deel. moet op sy vlak moet hy kan kompeteer aan ietsie daar. Dit Maar as is julle nou so belangrik. deelneem, waar doen julle die byeenkoms? By op die swembad help Girls High ons altyd. So Oh, ons gebruik hulle bad vir die swembad. So ons swembale doen ons gewoonlik daar. En dan het ons vroeër jare het Gimmies al hulle sportvelde vir ons geskenk en gesê luister gebruik het. En op die oomblik die wilge wat langs ons is, meneer Attie sê ook altyd jy is meer as welkom. So weet jy wat, die ander skole in Potchefstroom vat regtig ons hande. En ons hoef net altyd te vra en ouens is oop om vir ons te help met dit. Ja, so. Ja, maar die interhuis is gewoonlik op ons skoolgronde. Ja, Yes, ja. dit is by ons skoolgronde. Ons bane sou nie 'n volle 400 nie. So die kinders verstaan nie altyd hoekom moet hy nou baie meer kere hardloop nie, maar ja, dit is, hulle weet, hulle weet. Ja. Hoor jy sal nie glo nie, daar's presies 5 minute oor. Ja, Ons het by die vraag uitgekom. Maar dit is juist, ons sal met 'n follow-up hou. Ja, maar ons is julle is baie meer as welkom Ja. om die follow-up te doen. Maar is daar dalk ietsie wat julle nog wil sê voordat ons dan nou afsluit? Ja. Dalk ietsie vir die gemeenskap. Okay, julle het nog, maar is daar nie dalk nog ietsie wat julle dalk wil sê of sê nie? Ek wil net Of moet ek 'n vraagie vra? Ek wil net dankie sê vir ons Potchefstroom gemeenskap. Ja. Weet jy, elke ouer wat al deur ons skool is, ek wil dankie sê. Dankie dat jy jou kind vir eers 'n gransie gestuur het. Dit is vir ons altyd lekker om weer met ouers te doen te kry. So as jy daar buite is en jy was 'n oud ESI, kom asseblief terug, kom sê vir ons hallo. En dan wil ek ook sê vir die ouens wat ons hande vat en wat ons hande sterk maak. Hierdie Potchefstroom gemeenskap. Daar's ouens wat regtig dubbel en dwars oorbuig om ons te help. Jy weet, baie keer sit ons met 'n sportspan en dan kort ons dalk 3 paar toks. En weet jy, ons kan 'n telefoon oplig en ons kan iemand bel en ons kan sê, sal jy my help om 'n paar toks te koop? En nog nooit het ek iemand gekry wat vir my gesê het, nee nie. Ja. So, en dit is wat dit so lekker maak. Die gemeenskap is regtig daar vir ons. En ek wil vir elke ouer daar buite sit sê baie dankie. Dankie dat jy inkoop in ons skool. Dankie vir daai liefwees vir ons skool. Ek sê altyd die Here trek eers 'n gransie voor. Ek elke môre as ek bid dan sê ek Here, dankie dat ons op jou skoot kan sit. En dankie dat jy ons voortrek. Want dit gaan goed met ons skool. Ons het ons normale uitdagings, maar dit gaan goed met ons skool en ons is 'n skool wat 'n hart het vir die gemeenskap daar buite. Daar's vir ons niks lekkerder as mense vir ons kom kuier nie. Dis vir ons lekker om oor ons skool te praat. Elkeen van ons wat hier sit, saam met die personeel daar wat by hulle huise is, saam met die terapeute, ons het 'n passie vir spesiale onderwys. En jy gaan dit miskien dalk nie vandag so sien nie. Maar mensig, as jy by ons skool instap, gaan jy weet Dis waaroor ons praat. Ek is bang om so toe te kom, Nee, maar Yes, nie. moenie wel ek wil 'n draai kom maak. Ja, jy is meer as welkom. Ek dink nie die mense het 'n wanpersepsie van Ja. ons skool. Ja. Dis kinders met normale of met normale hulle is soos normale kinders. Hulle het dalk miskien 'n gebrek hier of so, maar hulle het ook net soveel behoeftes soos hoofstroomkinders. En ja, dit is moenie bang wees nie. Dis net Dis nie ek met amazing. daai Ja. daai oor daai stapie. Jy gaan net liefde kry as jy daar aankom. Ja, Dit is. nee, Glo verseker. jy. Dit is wat jy gaan kry. Jou- Jy gaan humor kry, jy gaan liefde kry. Ja. En as jy daar weggaan, kan ek jou beloof, gaan jy net so groot Jy smaak. gaan 'n ander perspektief hê van so 'n skool heeltemal. Ja. Wat ek graag, ek weet hulle is altyd skaam. Ek is nooit skaam nie. Mooi. Gooi. Ons het maar altyd 'n behoefte in die koshuis. Regtig, as Ja. die gemeenskap ons wil help met toiletbenodigdhede, dis altyd 'n groot behoefte. En dan wil ek ook sê, ons is 'n nie winsgewende organisasie, non-profitable organisation. Ja. So ons het 18A kwitansies. So as enige ou enigstens voel hy wil vir eers legrasie 'n donasie maak en hy wil dit teen belasting afskryf. Ja. By all means, Ja, dis ons kan dit alles vir jou gee en
en dit help net, wees verseker dat dit wat nou aan die skool toe kom, gaan na die kinders. Na die kinders. Ja. En elke ding wat ons aanpak is in die beste belang van Van die elke kind. kinders. Ja, Dit is ons altyd. motto, ons doen Ja. dit so. Ja. Hoor maar, dit is 'n roeping wat julle doen. Ja. Ja. Dankie. Dit is genuine. Ja. Soos ons het nou weer van die lig af gepraat. Dit is genuine roeping. Mense kan dit doen of mense kan dit nie doen nie. Ja. Want 17, 20, 31 jaar, dit is awesome. Ja. Ja. Maar hoorie maar baie dankie vir wat julle doen vir die kindertjies. Ja. Dat julle die geduld het en ja, bou so voort. Ja, daar's soos elke huis het sy kruis, as mens dit nou sou kan noem. Ja. Maar ek dink julle kruis word gedra deur die Here. Ja. Dankie. En maar bou so voort en doen goed met wat julle doen en dankie dat julle kom kuier het. Waardeer dit Dankie regtig. dat jy ons Ja, genooi dankie het. dat jy ons genooi het, Riek, is regtig. Maar ons gaan nou weer Baie to lekker. be continued. Ja, ons sal Ja, moet, ja, ons sal moet. verseker. Ja, Ja. Ja, maar sterkte. Maar eers nadat jy draai gemaak. Ja, ek gaan. Ja. Dan kan ons bietjie kom rephrase hierso. Ja. Hoe was my ondervinding en Ja. al daai dinge. Ja. Ja. En so. En doen ons die onderhoud met jou. Yes. Ja. Ja, dan ry ons net so 'n bietjie plek. Yes, ja. Ja. Ag, maar dankie Ja. weer eens. Ek weet nou julle ek het julle weggesleep daar. Ek weet dit is moeilik, maar baie dankie, ek waardeer weer eens. Baie dankie. Ons sê ook baie dankie. Ja. Daar sê. En hier is ons lief vir jou, hoor? Lief vir julle. Okay, ja, om af te sluit. Is Ja. daar enige shout-out wat jy vir iemand skree? Wat gaan ons kry? Wat gaan ons skree? Hæ? Daar Hier is belê ons tyd waar dit saak maak. In In harte harte van mense. Dis sy. Well Dis done. Ja. Ja. Jy sing song? Ek stem saam, ja. Okay, maar sê dit saam. Sê dit saam. Okay, ja. Hier is belê ons tyd waar dit saak maak in die harte van mense. Well done. Ja, dit was Driekus Viljoen wat gesels het hier met Jesle Gransie se hoof en twee onderhoofde. Dit was ons 'n voorreg om te hoor wat daar gebeur en so voort. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. Dis sy. Oh, dit was